wonderlike woord. My gebed vir jou is, ontvang vanaand 'n seën uit die hand van die Here. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir 'n aand soos hierdie. Ek wil U naam kom ophef. Ek wil U naam kom groot maak. Die naam bo elke naam. Here, dankie vir 'n aand soos hierdie. Here, waar ons nog 'n woord kan ontdeel. En ek wil werklik bid, Here, hierdie woord wat U gaan lewend maak in mense se harte. Here, om te besef, ons is in 'n wedloop saam met die Here. Jou oorwinning in hierdie aand is saam met die Here. Die geestelike pad is nie 'n maklike pad nie, maar dank die Here, ons krag is in Jesus. Hy is ons hoop, hy is ons rotsvesting. En ek bid vanaand vir elkeen om versterk te word deur die krag van sy Heilige Gees. En ek wil die Here begin loof. Ek wil die Here begin prys, sy naam ophef vir dit wat hy vanaand in mense se lewens gaan doen. Amen. Ek lees saam met my, as jy jou Bybel by jou het, in Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan vers 12, Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. God gee ons opdrag. Ek gaan vanaand besonder klem op lê, later in my preek, om jou las af te kan lê. Ons kan nie bagasie saam met ons dra nie. Dit gaan ons wedloop verhinder in hierdie aand. Ek vertrou God dat hy ons gaan losmaak. Hy gaan jou vrymaak vanaand van bekommernis, hy gaan jou vrymaak van moedeloosheid, en dan gaan ek verder vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van jou geloof. My broer en suster, my oog is op Jesus Christus gefokus, op niks anders nie. Hy is die leidsman, die volëinder van ons geloof. En ek weet in hierdie dae, een ding weet ek, die geestelike pad is nie 'n maklike pad nie. Vandat mense die bediening intree, die vyand is nie gelukkig met 'n mens as jy begin siele vir God inbring nie. En daarom maak die Here ons sterker. Hy maak ons om te kan werklik oor jou omstandighede, om werklik bokant jou omstandighede te kan uitstyg. En as ek terugkyk op my lewe, dan sê ek, Here, dankie dat U dit kom doen in my lewe. Dankie vir die vrug in my lewe, want vandag kan ons die vrug daarvan sien in ons lewens. Ek wil vir jou sê, as jy ingeskakel was op Donderdag se woordkop, God het 'n groter plan vir ons in stoor. Ek en jy kan nie net in 'n comfortzone bring nie. Nee, ons moet uitstyg bokant ons omstandighede. Ek en jy moet sterker word vir die naam en saak van die Here. En ja, die aanslag is fel, en jy gaan slegs die wedloop voltooi saam met die Here. Jy gaan slegs die wedloop voltooi in die krag van die Here. En ek wil vir jou sê, ons is in 'n lewensreis hier op aarde. Alle reise het 'n begin en alle reise het 'n einde. Ons kan goed begin, maar my broer en suster, ek wil vir jou sê, kom ons maak saam, klim saam met die Here. Ek wil vir jou sê, ek ervaar vanaand in die Gees, God sê, dit wat hy begin het, wil hy volëindig in Jesus naam. Daai vers in Filippense, Here het iets begin in ons geestelike lewens. God sê, jy moenie moedeloos wees in hierdie aand, ek ervaar dit vanaand in my gees. God wil jou optel, hy wil jou oplig, hy wil jou op hoër hoogtes plaas. Hy sê, jy is die lig in hierdie donker wêreld. En hy sê, ek wil verseker vanaand iets volëindig in jou lewe. Here, ek weet dit iets begin in my lewe en jy gaan dit volëindig in Jesus naam. En ja, ek wil 'n belangrike eerste waarheid vanaand met jou deel. Ons moet besef dat God jou op hierdie lewensreis geplaas het. Besef dat jy nie toevallig of per ongeluk hier op aarde is nie. Jy's hier op aarde omdat God lewe aan jou gegee het, omdat God jou hier op aarde geplaas het. Ek wil vir jou vanaand sê, God het 'n plan, man. Hy het 'n doel met jou lewe. Moenie dat die vyand kom en jou plan en jou doel by jou steel in Jesus naam nie. Hy het geen autoriteit, hy het geen gesag vanaand. Ek beveel hom om uit ons grondgebied uit te beweeg in die naam van Jesus. Ek roep herstel oor elke aanslag vanaand. Ek ervaar in my gees die SMS'e wat ek ontvang het, wat gesê het, pastoor Lenie, bid vir my, dat mense ervaar en beleef aanslag
gee. En ek sê altyd, jy's gebore vir 'n seisoen soos hierdie. Dis wonderlik hoe mense gebore word in 'n sekere tydperk, 'n seisoen soos hierdie. Jy was in ewigheid af deel van God se plan. Ek wil vir jou sê, jy is nie per ongeluk of toevallig hier op aarde nie. God het 'n plan, hy het 'n doel met jou lewe. En ek sê vir jou vanaand, ons gaan uitkom by ons plan, ons doel, wat dit wat God instoor het. Ek vat vanaand God se sterke hand en ek voltooi hierdie wedloop vanaand saam met die Here. Ek sit my sterke hand, hy het iets begin en ek gaan dit saam met die Here volëindig in Jesus naam. En ek wil die Here loof, maar ek wil hom prys, ek wil sy naam ophef vir 'n woord soos hierdie vanaand. Nee, jy het nie 'n keuse gehad of jy gebore sou word nie, maar God het dit het besluit daaroor en hy het gekies om aan jou lewe te gee. Hy is die skepper van alle dinge en dit sluit jou verseker in, want jy is die kroon van God se skepping. Jy's gemaak met God se gees binne in jou en hy soek daai vriendskapsverhouding. Hy soek 'n lewende verhouding met jou en ek wil vir jou sê, as jy nog nie in hierdie aand 'n verhouding met 'n lewendige God het nie, dan bid ek dat die Here bemoeienis gaan maak met jou. Dis ernstige tye. God het jou nie toeval of per ongeluk hier op die aarde geplaas nie. Hy het 'n groter plan vir jou in lewe. Hy het 'n doel, hy het 'n plan vir jou instoor. Dan sê ek, Here, dankie dat U ons lewe gegee het en dat U saam met ons op hierdie reis is. Jy's die een wat die reis moet onderneem, maar God is dit wat dit aan jou gegee het. Moet dit nooit vergeet nie. God plaas jou op hierdie pad. Hy gee aan jou lewe. Jeremia kom en hy sê in Jeremia 1:5, hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, sê God. Hy sê vir Jeremia, ek het jou geken. Ek het jou geroep as 'n profeet. En was Jeremia nie 'n kragtige profeet? En hoeveel woorde uitgedra en aan die volk gewaarsku het nie? Ek wil vir jou sê, Jeremia, 'n plan, 'n doel vir sy lewe, 'n profeet. Hy's gebore vir 'n seisoen soos hierdie, 'n tyd. En ek en jy is ook gebore vir 'n seisoen, vir 'n tyd soos hierdie, om die ligdraers van God te wees, soos nog nooit van tevore nie. Here het 'n plan, het 'n doel met my lewe. Dawid skryf in Psalm 139:16, al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Is dit nie wonderlik in die Here het alles van 'n Dawid geweet? Die koning Dawid, die Here het hom werklik as koning gemaak oor Israel. Hy was 'n skaapwagter, maar Here het hom gelei op hoër hoogtes. Dawid was nie per toeval of per ongeluk hier op aarde nie. God het 'n plan met 'n Dawid gehad, alreeds daar waar hy 'n skaapwagter was. En ja, God het hom koning oor Israel gemaak. Dan wil ek vir jou sê, ons is deur God gemaak, en ons grootste vreugde sal wees om ons terug te gee aan die Here en te leer om elke dag met hom te wandel, totdat ons na hom terugkeer. Ek en jy is op net 'n tydelike tyd hier op aarde. Ons reis is net so lank as wat God ons gee hier op aarde. Hy gee aan ons lewens. En die tweede waarheid wat ek met jou wil deel, God wil hierdie reis saam met jou onderneem. Die Here het ons nie as weesie agtergelaat nie. Hy sê duidelik in Matteus 28:20, ek is by julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Jy sien, mense maak self 'n besluit. Jy maak self 'n keuse. Wil ek hierdie wedloop saam met die Here loop, of kies ek om my eie krag, my eie vermoë, my eie ding te doen, my broer en suster? Ek en jy staan vanaand voor 'n keuse en 'n besluit. En as mense wat kom in ons afhanklikheid bely en sê, Here, ek kan nie sonder U nie. U verseker 'n plan, 'n doel met my lewe. En Here, U voorsien, U help elke dag, elke oomblik vir my. En dankie dat U ons help elke dag en U dra vir ons deur. Deuteronomium 31:8, wat 'n wonderlike belofte verklaar Moses. Hy sê, die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Jou nie alleen laat nie. Maar as God alreeds dit vir Moses gegee het, hoeveel te meer nie vir my en jou wat sê, hy sal ons nie begewe en verlaat nie. God sal ons nooit in die steek laat nie. Ek wil vir jou sê, mense gaan vir ons teleurstel in hierdie tyd, maar God gaan nie vir ons teleurstel nie. My broer en suster, ek wil vir jou sê, God is 'n waarmaker van sy woord. Elke belofte in hierdie woord is ja en amen in Jesus Christus. En as hy 'n woord en 'n belofte vir ons gespreek het in ons lewens in, verseker gaan dit in vervulling kom in Jesus naam. Ek glo, ek vertrou die Here, ek is nie alleen nie. Hy's by ons, hy's met ons in 'n geloof en 'n vertroue pad saam met hom. En dan wil ek vir jou duidelik
ek sê, daar is toch 2 weë waarvan die woord praat. Hy sê, jy maak 'n keuse op hierdie pad. Jy kan 'n breë pad kies in hierdie aand, wat blykbaar meer begaanbaar is, daar blykbaar deur meer mense gebruik word. Kom ek sê vir jou, in hierdie aand is baie meer mense op die breë pad. Want God se woord sê, min gaan in, min is op die smal pad. Ek gaan nou daai versie vir jou lees. Dan is daar 'n tweede pad, smaller, en word deur minder dikwels gebruik. My broer en suster, ek het net vanaand 'n keuse, ek wil vanaand besluit. Here, is ons op die breë pad of is ons op die smal pad saam met die Here? Hy gee aan jou lewe, en dan moet jy eendag 'n keuse besluit maak. Dis 'n volhardingspad saam met die Here of dis sonder God. My broer en suster, ek weet nie van jou nie, maar ek kies Jesus. Ek vat God se sterke hand om vir my deur te vat, want ek wil vir jou sê in hierdie aand, jy gaan nie hierdie wedloop uit jou eie krag en jou vermoë voltooi nie. Jy gaan hom voltooi in die krag van God se Heilige Gees. Kom ek sê vir jou in hierdie aand, en ek spreek 'n groot waarheid. Ons is al deur baie beproewings in ons lewens, baie negatiewe goed op ons kant toe gekom. Dan besef ek in hierdie aand, daai moeilike tye, daai beproewingstye, hoe God ons vasgehou het, hoe die Here ons deurgedra het. Ek wil vir jou sê, dis juist in die beproewingstye waar God in is, waar hy jou help en waar hy jou vat van oorwinning na oorwinning. Maar dit gaan iets van ons kos. Dit vat om 'n verhouding met hom te hê, om werklik te kies om daai smal pad te wees, en daagliks te wandel saam met die Here, en 'n pad van volharding te kan stap saam met God. Dis waaroor dit gaan. Daar's baie teruggevalle mense op hierdie aarde. Here, ek bid vanaand vir teruggevalle mense, dat hulle weer sal inkom in God se koninkryk, dat die Here hulle weer sal oplig en sal optel, en besef, dis Jesus is die enigste antwoord, hy is die enigste oplossing in hierdie aand. My broer en suster, wat vir my wonderlik is van God se pad, is hy lei op na die regte eindbestemming, na die hemel toe, hy lei op na Jesus toe, en so baie mense gaan die hemel mis. En ons weet, wanneer toe hulle op pad is, as hulle op die breë pad is, hulle is op pad hel toe, dis met die woord sê, man, jy maak 'n keuse of dis hemel, of dis hel, of 'n smal pad, of dit is breë pad, of jy kies 'n pad saam met God, of jy kies 'n pad sonder God. My broer en suster, ek wil jou aanmoedig in hierdie aand, 'n volhardingspad, alleen saam met God. Jy gaan dit nie uit jou eie krag en jou vermoë doen nie. Jy gaan dit slegs doen in die krag en die vermoë wat God jou gee deur die Heilige Gees. Woensdag aan se woord wat van hierdie kansel afgekom het, maar God jou bekragtig deur sy Heilige Gees. En ek wil dit bevestig. En ek sê, Here, die woord is die waarheid. Matteus 7 vers 13 en 14. Jesus kom en hy sê dit self. Hy sê self, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd, die pad daarheen is breed. En die wat daardeur ingaan is baie, sê die Here. Die woord sê self, daar's baie wat op pad is, op die breë pad, op pad is na die hel toe. Maar Here, dankie vir reddings, dankie vir bekerings, dankie vir nuwe insigte, mense wat na hierdie opname luister. Here, U bring 'n verandering in hulle lewe. U maak bemoeienis deur die Heilige Gees. Ek breek elke leuen van die sapping vanaand in mense se lewens. Dis ernstige tye. Ek roep kosbare verlore siele in God se koninkryk vanaand in. Here, die oes moet inkom in Jesus naam. En as die oes via livestream moet inkom, dan kom dit in en Here gebruik ons opname. Die Here gebruik ons predikers met woord van hierdie kansel wat afkom in Jesus naam. God maak bemoeienis met mense. Here, dis nie wat Linie in hierdie aand kan doen. Ek wil vir jou sê, dis wat God in hierdie aand kan doen. Here, U is hartseer vir kosbare verlore mense. En ja, en dan gaan ek verder en die wat daardeur ingaan en dan praat hy van hierdie, maar die poort wat na die lewe lei is nou. En die pad daarheen is smal en die wat dit kry sê God is min. My broer en suster, wat is die pad van lewe? Hy praat van die pad wat smal is en God sê min gaan dit kry. En Here, ek wil werklik bid in hierdie aand dat U vir ons gaan vashou. 'n Pad van volharding saam met die Here. Ja, ons sterk hand vas in die hand. My broer en suster, my vraag in hierdie aand is vir jou, watter pad kies jy? 'n Pad sonder God of 'n pad met God? God se pad het wonderlike beloftes in. My broer en suster, een ding van God se pad weet ek, dat elke belofte in hierdie woorde, sy woorde, word lewend gemaak deur die Heilige Gees. Jy moet in mense, in gelowige, in kinders van God, se lewe in vervulling kom. As die Here gesê, net
sy woord en sy beloftes. As hy sê Johannes 10:10, ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê, dan is dit so. En ek staan op God se woord en beloftes. Here, ek roep oorvloed vanaand in my finansies in. Ek roep lewe en Here, U gee vir my dubbelmatig terug. Here, Job se einde was beter as sy begin. Hy het sy toetse geslaag, hy is deur sy beproewingstyd. En Here, U het werklik vir hom op die einde van die dag was sy einde beter as sy begin. Here, ek vertrou U dat ons einde beter gaan wees as ons begin. Dit wat U vir ons instoor het. Efesiërs 1:3, ek staan vanaand op God se woord en sy beloftes, omdat ek 'n kind van die Here is en ek stap op pad saam met God. Hy het lewe aan my. Met God, daarom kan ek in Efesiërs 1:3 klein. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. My broer en suster, luister mooi, wat sê God daar? Hy het jou geseën met alle geestelike seëninge in die hemel en op aarde. En dis 'n pad saam met God. En soveel mense, as gevolg van ongehoorsaamheid, loop die seën van God mis. En daarom wil ek werklik vir jou bemoedig in hierdie aand. Hou vas aan die Here. Stap 'n pad van volharding. Voltooi hierdie wedloop saam met die Here. Dit wat hy begin het in ons lewens, dit gaan hy volëindig in Jesus naam. Here, U het 'n plan, U het 'n doel met my lewe. Dit is volbring vanaand in Jesus naam. Verseker, ons staan op God se woord se beloftes. En dan vir my 'n wonderlike belofte is dit oor die hemel. En ons God se woord gaan kyk in 2 Korintiërs 5:1. Want as ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. My broer en suster, kry klaar met die onverganklike. Kry klaar met die tydelike. Fokus op dit wat ewigheidswaarde. Fokus op dit wat eendag vir altyd gaan wees. Ons ou aardse liggaampies is tydelik, is verganklik. Stof is jy, man, tot stof gaan jy terugkeer. Dis jou gees wat terugkeer na God. En ek werk aan dit wat ewigheidswaarde het. Ek is in my verhouding met God en ek weet ek stap 'n pad van volharding saam met die Here. Ek gaan my wedloop saam met God voltooi en verseker is my eindbestemming die hemel, want ek hou vas aan elke woord en elke belofte van die hemel wat in hierdie woord geskryf is, my broer en suster. Dit sal in ons lewens in vervulling kom. Wie volhard tot die einde toe sal gered word, sê God se woord baie duidelik. En daarom wil ek jou aanmoedig in hierdie aand. Kry jou oog weer gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van jou geloof. En as jy in hierdie aand moontlik sit met laste op jou, om moedeloos te raak, dan wil ek jou aanmoedig. Kry weer gefokus op jou hoop is in God, jou rotsvesting is in die Here. Hy gaan vir ons deur help in moeilike tye, in krisistye. Ek wil vir jou sê, hy's by jou, hy's met jou, hy gaan jou nie begewe en verlaat nie. Ek is met jou, sê die Here, tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ek wil nie begin loof, maar ek wil jou begin prys vir sy Heilige Gees. Hy sê, ek verlaat hierdie aarde, maar ek los julle, my Heilige Gees. Wees lief vir die Heilige Gees, koester die Heilige Gees. Ons gaan werklik 'n oorwinnende lewe deur Jesus Christus hê, deur sy Gees, deur sy Heilige Gees. En ek wil jou aanmoedig in hierdie aand. Kom ons is gefokus op 'n ewige heerlikheid, op 'n ewigheid waarna toe ons op pad is. Die woord sê, jy is slegs vreemdeling en jy is bywoners hier op aarde. Maar Here, ons ware tuiste is die hemel, ons eindbestemming is die hemel. 'n Plek van liefde, plek van vrede, my broer en suster. En ek weet nie van jou vanaand nie, maar om dit toe te eien, al hierdie beloftes, kies ek vanaand om 'n pad van volharding saam met God te stap. Is my oog vanaand absoluut gefokus op die leidsman, die volëinder van ons geloof. Dat ons gefokus raak op dit wat God vir ons instoor het. En ons stap 'n pad van volharding en ons gaan ons wedloop voltooi saam met die Here. Watter pad kies jy? Ons moet verseker 'n keuse maak in hierdie aand en ek verseker as jy nie met en by die Here en saak is nie met God reg, dan wil ek vanaand vir jou bid aan die einde dat jou saak reg gaan kom en dat jy jou hand gaan vat saam met die Here, want hy gaan vir ons help. Hy gaan vir ons deur hierdie storms en krisis vat. Hy gaan verder. Vir my belangrik, kom by hierdie laste af, en die woord sê, laat ons dan
kry klaar met die gisters. Die gisters kan 'n hindernis wees. Die mislukkings en mense wat jou te nakom en die onvergewensgesindheid en die mislukkings en die teleurstellings kan 'n hindernis wees in jou lewe. En ek wil jou aanmoedig, God het dit spesifiek vir my gesê, om hierdie bagasie vanaand bietjie klaar te kry, 'n bietjie af te lê, 'n bietjie los te kom, 'n bietjie vry te kom van jou verlede. Want die woord sê in Filippense 3:4, maar een ding ek vergeet, dit wat die dinge wat agter is, en ek strek my dit wat na voor is. En ja, luister mooi, sê God, na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping in God. Ek jaag na my doel in die hoë roeping om die prys in God te verkry, my broer en suster. Luister mooi, jy het 'n doel hier op aarde. Kry klaar met die gisters. Jy kan niks met die gisters doen nie, maar ons kan iets doen aan die môre, is dit wat die Here vir ons instoor het. Hy sê, jaag na die doel om jou roeping klaar te maak hier op aarde. Weer 'n bevestiging van God se woord. Ons kan nie in die verlede vasgevang wees nie. Kom vry, kom los. Ek wil vir jou sê, my broer en suster, jy is op hierdie wedloop. Dit voel of jy moeg is, jou skouers is afgedruk vanaand. Dit voel of jy laste hier op jou het. En jy sê, Pastoor Linie, ek kan nie meer in hierdie aand nie. Ek sien nie meer kans om aan te gaan nie. En wil ek vir jou sê, die Bybelboek Hebreërs praat daarvan, hy skryf daarvan. Hy sê, op hierdie geestelike wedloop, maak jou oë oop wat jou wedloop verhinder. En is laste wat jou wedloop in hierdie aand verhinder. Dit laat my dink aan 'n atleet. Jy het werklik die wind van voor. Die bolte is styl. Jy begin krampe in jou bene kry. En jy gaan sit en jy wil uitsak. Jy begin 'n stryd wonder in jou binneste kry en wonder of jy iemand moet omdraai nie. En ek wil jou kom aanmoedig in hierdie aand. Ek wil vir jou sê, staan op, sê die woord. Leg jou laste af, sê God in hierdie aand. Hy sê, kry jou oog gefokus op die leidsman, die volëinder van jou geloof. En ek wil jou in hierdie aand losmaak van elke las, van elke bekommernis, van elke onsekerheid. Here, maak ons mense los in hierdie aand. Die Here sê in hierdie aand, werk, ek sorg vir jou. En wanneer jy dit vir die Here gee, oorgee, voor sy troon van genade, dan ervaar jy die vrede en die liefde van God. En ek wil jou aanmoedig in hierdie aand. Moenie hierdie laste dra nie. Hierdie moedeloosheid, hierdie bekommernis, maak ons moeg. En is laste wat jy dra op jou, dit verhinder jou om jou wedloop te voltooi. En die Here sê, ek wil jou vrymaak, ek wil jou losmaak in hierdie aand. En ek verklaar jou in hierdie aand vry. Ek verklaar jou los van bekommernis. Ek verklaar jou los van onsekerheid by jou werk. Ek weet, ek het SMS ontvang. Mense wat sê, hulle salarisse is gesny. Mense wat sê, ons werk elke tweede dag en word net vir elke tweede dag betaal. Of Pastoor Linie, ons werk van 9 tot 12 van die oggende vir die week en dis waarvoor ons betaal word. En aan die einde van die maand sal hulle kyk of die besigheid werklik gaan opkom. Anders te gaan daar klomp mense moet loop, retrenchments gaan plaas. My broer en my suster, dis juis in hierdie tyd wat jy geanker moet wees in Jesus Christus. Met jou verhouding met God moet hê. En ek roep die Here aan en ek vra die Here om ons te help in hierdie krisistye, soos nog nooit van tevore nie. Ek beleef en ek ervaar dit saam met jou. Ek bid saam met jou. Ek tree saam met jou in. Ek ontvang die versoeke. Ek weet wat aangaan. Dan sê ek, Here, ek roep werklik vanaand tot 'n lewendige God. En ons lê laste in hierdie aand af. En as jy vanaand mense moet bely in hulle verhouding met God, dat hulle koud geword het, dan bely ons vanaand dat ons verhouding koud geword het. En Here, ek bid in hierdie aand dat die Here verhoudinge gaan herstel met 'n lewendige God soos nog nooit van tevore nie. Jy sit vanaand na hierdie opname en kyk, jy weet nie wat ek kan doen nie. Ek wil vir jou sê, God het die antwoord. Hy is die enigste oplossing. My broer en suster, dis 'n pad van volharding om jou sterke hand in sy hand te vat en te sê, Here, ek stap dit saam met jou. Ek gaan deur hierdie storms. Ek gaan deur hierdie moeilikheid. Nie alleen nie, maar saam met God in Jesus naam. Hy wil jou help. Hy wil jou deurvat in hierdie oomblik. Dan wil ek die Here al die eer gee. Ek wil hom loof, ek wil hom prys, ek wil hom aanbid. Die Here is goed vir ons. Werk al jou bekommernis op my, werk dit op my. Die Here sê, gee dit vir my. Ek sorg vir jou. Maar hy sorg vir ons as kinders van die Here. Hy het ons nog nooit begewe, hy het ons nog nooit verlaat nie. Ek wil die Here eer en hom prys
onderstel om af te dwaal op hierdie pad in my broer en suster. Baie mense ervaar baie teenkant en baie aanslag. En dit voel vir jou, ja, jy wil die handdoek ingooi. Dit voel vir jou of jy wil moet opgee. En hierdie aand, en ek wil jou aanmoedig, moenie afdwaal nie, moenie 'n toeskouer word nie, moenie besluit om hierdie pas te verslap nie, moenie rustig draf nie, maar ek wil vir jou sê, na hierdie lockdown, moet ek 'n passie en 'n ywer en 'n liefde vir God hê, soos nog nooit van tevore nie. Ek gaan nie my liefde, ek gaan nie my passie neer lê ter wille van hierdie negatiewe God wat om ons is nie. Nee, ek is geanker in die rots Jesus Christus en ek weet hy is met my, hy is by my, hy gaan my help en iets hoër hoogtes vir my instoor. Ek fokus vanaand op my hoër roeping, op my doel, op my plan, dit wat God vir my instoor het. Verseker, ek en jy is ligdraers in hierdie donker wêreld. En ja, dan sal baie mense, ek en jy is nie veronderstel om halfpad deur die wetloop van uitputting neer te slaan, my broer en suster, sonder energie nie. Die woord sê, dit gebeur wanneer ek en jy onoordeelkundig hardloop. Jy hardloop met jou eie krag, jou eie vermoë. Die woord kom baie duidelik in Filippense 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. God gee jou die krag om deur hierdie stryd te kom, om werklik aan die ander kant uit te kan kom en saam met hom hierdie wedloop te kan voltooi. Verseker, ons is nie moedeloos nie, ons oor is gefokus op die leidsman, die volëinder van ons geloof. En om aan hierdie wedloop deel te neem, 2 dinge wat vir my baie belangrik is, as jy luister na hierdie woord. En veral as ons klaar is met hierdie COVID-19 waarvan hulle praat, en as jy tot redding en bekering kom in hierdie tyd, ek wil vir jou sê, toewyding en dissipline is absoluut belangrik om jou lewensreis te voltooi. Dit vat 'n toegewyde lewe om woensdaande by die bidhuur te wees, om donderdagoggende by die vroubediening te wees, om sondagoggende en aand by 'n diens te wees. Verseker, dit vat 'n gedissiplineerde lewe. En dis wat God wil hê. Ons gaan moet seker toegewyd wees, ons gaan moet gedissiplineerd wees, as jy hierdie reis saam met God gaan voltooi, want die woord sê ook in 1 Korintiërs 9 vers 24, weet julle nie dat die wat om die baan hardloop, wel almal hardloop, maar net dat een die prys ontvang nie? Luister mooi wat sê die woord, hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal, sê die Here. Dan gaan hy verder, ek hardloop dan ook nie soos een, wat nie van sy doel onseker is nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer. My broer en suster, ek en jy is nie onseker van ons doel nie. Ons dien God, omdat ons weet, hy het 'n plan, hy het 'n doel met ons lewens. Ons dien God, omdat hy God is. Ons dien God, omdat ons lief is vir die Here. Ons dien die Here, omdat ons geanker in hom is, en ons hom glo en vertrou, dat elke belofte in ons lewens in vervulling gaan kom. Ons dien die Here, omdat ons weet, ons eindbestemming is 'n ewige heerlikheid. Ek is op pad na 'n beter plek toe, 'n plek van vrede, 'n plek van liefde, 'n plek van volmaaktheid. Ek en jy is nie bestem vir hierdie wêreld nie. Belangrik, kry ons liggaam onder beheer, dit beteken toewyding, dit beteken gedissiplineerdheid. Jy is gefokus op die doel, op dit wat jy moet bereik in jou lewe. 'n Atleet in God se wedloop is 'n Paulus, hy is verseker tot doelwit verbind, en ek gaan praat oor Paulus, en hy is verseker gedissiplineerd om te doen wat hy nodig is om te bereik. Jy moet jou doelwit kan bereik, jy is gefokus op hierdie wetpaal, en jy wil dit voleindig saam met die Here, dit wat hy begin het, moet hy voleindig, jy is gedissiplineerd, saam met God, in jou gebedslewe, in jou stilte tyd met God, jy is gedissiplineerd, om 'n stilte tyd, jy bly getrou aan God in hierdie tyd, baie belangrik. En dan gaan hy verder, ek wil verwys na Paulus, wat werklik en uit volhard het, my broer en suster, hy het teenkante gekry in swaar tye. Ek verwys graag na sy lewe, hy is vir my die perfekte voorbeeld, wat absoluut te midde van lyding op God gefokus het. Hy is met klippe gegooi, hy is met swepe met stokke geslaan, hy is so erg dat hy op 'n stadium gedink het, hy is dood, hy het 3 maal skipbreek gelei. Paulus het baie lyding hier op aarde gehad, slapelose nagte, honger en dors, maar hy het weer daar opgestaan, en hy het weer in gehoorsaamheid na die volgende dorp gegaan, en Paulus het sy roeping uitgeleef. Verseker, hy het gesê, kom ons stryd die goeie stryd, ons moet die wedloop
voleindig. Ek het die geloof behou. So Paulus het op die goeie stryd gestry. Dis vir my belangrik dat 'n mens by die Here uitkom, my broer en suster, maar nog belangriker vir my is hoe eindig 'n persoon? Baie mense eindig met 'n passie, met 'n ywer, maar hoe eindig ons? Daarom is dit vir my belangrik om te dink aan die einde van jou lewe. Het ek nog liefde vir God? Het ek nog hierdie passie? Het ek nog hierdie vuur? Het ek hierdie ywer vir die Here? Kom ons verloor nie hierdie ywer en hierdie passie wat die Here binne in ons gesit het nie. Net so was dit Paulus ook nie. Paulus skryf aan die Timoteus, hy sê, ons moenie verslap nie, ons moenie uitsak nie. Hy sê, maar bly in alle omstandighede nigter, sê hy. Verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al jou pligte van jou bediening uit. Hy was gefokus op 'n groter doel, op 'n groter plan. En hy wou werklik sy roeping uitleef, dit wat God vir hom instoot gehad het. En ja, hy kon verseker al handdoek ingegooi het en met alles dit wat hy deurgegaan het, maar hy besef, hy moet gefokus bly op die leidsman, die volëinder van sy geloof. Hy besef, hy moet hierdie wedloop voltooi, volëindig, saam met die Here. Hy besef dat hy op pad is na 'n ewige heerlikheid. En dan gaan dit verder. Paulus het sy hele lewe gefokus gebly. Hy wou altyd nader kom aan God en aan vervulling van sy roeping. Hy het gefokus op die doel vir sy lewe. Sy hele lewe was gevul met dit wat ewigheidswaarde het, wat vir God belangrik is. En wat is vir God belangrik? Dat jy geestelik volwasse sal word, dit was ook belangrik. Mense na die Here te lei en hulle te help tot geestelike volwassenheid. As mense tot geestelike volwassenheid kom, dan kan hulle weer ander na die Here lei en weer help tot geestelike volwassenheid. My broer en suster, dit was Paulus, was absoluut gefokus daarop. Sy werk, sy roeping, sy calling was absoluut om vir die Here te werk. In te midde van lyding, te midde van stokke waar hy uitgestel, ten minste van wat hy op die klippe gegooi is, het Paulus nog steeds opgestaan en hy het die evangelie gaan vooruitgedra, hy het sy roeping begin uitleef, hy die evangelie verkondig soos wat Paulus moes doen. Paulus was ook uitgesproke oor sy geloofsekerheid. Hy was bereid om ter wille van Christus te ly, maar ook ter wille van hom te sterf. Hy het geweet, as hy sterf, dan sou hy hemel toe gaan. Hy was absoluut daai sekerheid in sy hart gehad, daai oortuiging in sy hart gehad, dat as hy sterf hier op aarde, dat hy hemel toe sal gaan. In Filippense 1:21 skryf hy ook, hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus skryf daaroor. As sy lewe bly voortgaan hier op aarde, het hy altyd vrugbare arbeid gehad om vir Christus te werk. Sy fokus was die werk vir die Here. En ja, hy het werklik sy wedloop voltooi saam met die Here. En ons ken daai gedeelte in vers 8. As jy al jou toetse hier op aarde slag, Paulus het geweet van hierdie oorwinnaarskroon wat hy gaan kry. En ek sluit af met hierdie gedeelte in 2 Timoteus 4 vers 8. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. Dis hierdie oorwinnaarskroon waarna Paulus uitgesien het. Werklik saam met die Here sy oorwinning te vat en te eindig by hierdie wetpaal en te sê ek hierdie wedloop voleindig en ja, ek het my geloof behou en ek besef hierdie oorwinnaarskroon wat hy gaan ontvang. En dan gaan hy verder, hy sê, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat verlange uitsien na sy koms. My broer en suster, is vir elke een wat oorwin hier op aarde, te midde van omstandighede, om jou toetse te slaag, dan wag vir my en jou 'n oorwinnaarskroon, sê die woord. En dit is verseker nie maklik hier op aarde nie. Soms voel dit of die een toets op die ander toets is. En ja, God beloof vir ons 'n oorwinnaarskroon. As ons vat in Paulus se eie lewe, hoe hy moeilike tye deurgegaan het, hoe hy lyding deurgegaan het, hoe hy bereid was om vir God te sterf, en dan staan Paulus daarop, en dan leef hy sy roeping uit, en dan verkondig hy die evangelie. En dis wat ek en jy in hierdie dag moet doen, om te besef, ons het 'n groter plan, die Here het 'n groter roeping, 'n doel in ons lewens. Ek en jy het 'n roeping, en dis kosbare siele, ons die ligdraers van God. Ons moet hulle lei na die Here, en ja, ons moet hulle inbring in God se koninkryk, en ons moet hulle begin help, ons moet hulle lei tot
tot geestelike volwassenheid. En ja, ek gaan net tot so ver. 'n wonderlike woord wat ek vanaand gedeel het, en om te besef, jou volhardingspad is 'n pad saam met die Here. Mense wat nie 'n pad saam met God stap nie, gaan dit nie maak nie. Dit is soos jou huis op sand gebou is. Die woord sê dat die huis het ingeval. Maar as jou huis vanaand op die rots is, as hy geanker is, as jou hoop in God is, jou oog gefestig is op die leidsman, die volëinder van jou geloof, gaan God jou help. Die Here gaan jou deurdra. My broer en suster, ek wil vir jou sê, hy is met jou, hy is by jou. God se woord en sy belofte sê vanaand vir ons, ek is met jou tot aan die volëinde van hierdie wêreld. Ons prys die Here vanaand vir hierdie woord, en ek wil net graag saam met jou bid vir 'n werklike pad van volharding saam met die Here. Kom ons sluit die oë. Here, ek het 'n wonderlike woord in hierdie aand vanaand met mense gedeel. Ek kan net bid, dit is nie maklike tye hier om ons nie, maar dat U ons sal vashou, dat U ons sal krag gee. Here, ek wil bid dat mense nie uit hulle eie vermoë, uit hulle eie krag hierdie wedloop probeer hardloop nie, maar dat hulle nader aan God sal kom, dat hulle geestelik sal groei, dat hulle sal geanker sal kom in die rots Jesus Christus. Hy is ons hoop, hy is ons anker, hy is ons enigste oplossing. En ja, Here, ek wil ook vanaand bid vir mense, dat ons werklik die wedloop sal volëindig, jou sterke hand in God se hand, om te besef elke woord en belofte wat in jou lewe moet in vervulling kom, die ewige heerlikheid wat vir ons wag. En ja, ek bid vir jou dat God jou weer versterk en dat jou oë gefokus sal wees op die leidsman, die volëinder vanaand van jou geloof. Ek bid ook dat die Here jou krag sal gee, dat hy jou sal versterk en sal vertroos. Maar Here, bovenal dit, wil ek vanaand bid vir kosbaarheid, wil bid vir verlore siele. Here, wat nie die mas opkom nie, wat die Here nog nie so ken in die krag van sy opstanding nie. Ek bid in hierdie aand en ek roep verlore siele in. Ek roep die oes hierdie aand in. Mense is desperaat. Hulle het hulp nodig. Daar's nood soos nog nooit van tevore nie. En ek wil werklik bid. Ek roep vanaand tot 'n lewendige God. Here, dat U bemoeienis met mense gaan maak. Handelinge 9 het in 'n oomblik 'n ontmoeting met 'n Paulus op die Damaskuspad gehad. In oomblikke kan U 'n ontmoeting met mense in hulle binnekamer hê. Here, dis werklik 'n volhardingspad saam met die Here. U het aan ons lewe gegee. Ek en jy is nie per ongeluk of per toeval hier op aarde nie. Nee, God het aan jou lewe gegee omdat hy 'n plan het, omdat hy 'n doel met jou lewe het. En ek ervaar vanaand genoeg het die vyand by jou gesteel in die naam van Jesus. Ek roep oorvloed, ek roep vanaand oorwinning, ek roep herstel, ek roep bekerings, ek roep veranderings vanaand oor mense se lewens. Dis juis in hierdie tyd wat mense nader en nader aan God gaan kom en te besef, dis net die Here wat jou gaan deurvat en hy wat jou gaan help in hierdie tyd. En ons bid vir mense. Ek ervaar in my gees, berge moet skuif in Jesus naam. Alles wat jy in gebed vra, glo dit en jy sal dit ontvang. Met ons hart glo ons en met ons mond bely ons in hierdie aand. En ek wil werklik vanaand berge, ek wil finansiële obstacles, wil ek vanaand kom skuif uit mense se lewens uit. En ek roep in hierdie aand dat die Here sal inbeweeg met 'n krag, met 'n vuur, met 'n heerlikheid. Die Here het ons nog nooit begewe, het ons nog nooit verlaat nie. En dis juis in hierdie tyd, in donker tye, wat U wil openbaar, soos nog nooit van tevore nie. In oomblikke kan U ons kragtig gebruik. Here, kan U ons gebede beantwoord. U het in oomblikke Elia se gebed beantwoord en U het geantwoord met vuur. Here, dankie vir dit wat U gaan doen vir ons mense. Dankie vir U guns, dankie vir U seën. Ek wil bid, laat dit reën. Laat dit reën, laat dit reën. Ek ervaar geestelike reën wat hierdie woestyntye opklaar in die naam van Jesus. Dis iets anders, sê God, is die Heilige Gees in beweeg. Hy sê, ek baan vir jou 'n pad, waar nie 'n pad is nie. Ek baan vir jou 'n pad in die woestyn. En ek wil die Here begin loof. Ek wil die Here begin prys. Daar is 'n oorwinnende
getuienis uit hierdie woord gaan uitkom. Dankie dat ons weet, die woord gaan nooit leeg terugkeer nie, maar dit gaan u behaag en u gaan dit stuur en dit gaan voorspoedig wees daarna toe ons dit gaan stuur. En ons wil u loof, ons wil u prys vir 'n aand soos hierdie, waar ons woord van hierdie kansel kan afbring, om weer mense op te lig, om weer mense op te tel, om net weer te besef, God is in beheer, en hy die laaste sê te sê. En ek wil die Here loof